ja. Ek het nou hier gekom en die dokter in die hospitaal wat net goed was seer geweest, ek kon nie loop nie. Toe het hulle gesê nee, hulle boek my in die saal, want ek het 'n kengerien op my. As Ek kan nie mooi hoor nie. Ek het ingekom, toe het hulle gesê nee, my voet, hulle wil my stuur na spesialiste toe, Pretoria en na wat sal Stiefmito Pretoria en ook daar by hospitaal in Nelspruit. Hulle het my gestuur om te kyk wat hulle sê, hulle vermoed ek het kenderien op my voet gehad. Toe het hulle toe het hulle my teruggekom en al drie die dokters, als eintlik 5 dokters wat besluit het dat hulle die voet sal amputeer net onder kan die knie. Toe het ek na die operasie het hulle my na hierdie saal gebring. Ek was eers in saal 15 geweest. Saal 15 was maar, dit was maar hektiek. Plek was vuil. Goed is nie skoon nie. Toe het hulle my oorgeplaas hier na toe, want my wond het begin septies word. Hulle het hom met steke toegemaak. 7 dae daarna het hulle die steke van die wond verwyder. Ja, die operasie. Na die operasie. Toe die wond heeltemal opgekap. En terselfde dag het die dokter wat hier is, het gesê nee, ek kan huis toe gaan. Ek gaan huis toe. Hulle boek my af, ek kan by die huis gaan sit. Ek het by die huis gaan sit en toe die wond het redelik infeksie gedoen, die dokters daar by die kliniek, want hulle het my sê ek moet elke dag gaan, dat hulle die wond net kan skoonmaak. Toe verwys hulle my weer terug na die hospitaal toe. Ek het nou by die hospitaal gekom weer, die eerste dag wat ek hier aankom, die dokter vraag vir my, nee, wat soek ek hier? Dit is snaakse goede wat gebeur hier in hierdie plek. Ek het nie geglo nie, wat soek ek hierso? En toe ek het maar stil gebly en so het aangegaan. Hulle het my antibiotika, medikasie, pynpille en pyninspuitingies gegee. Daai eerste 2-3 weke wat ek hier was. Toe het hulle alles nou net so gestop. Vir 3-4 weke het hulle gestop die medikasie. Toe het hulle my weer gevat na die operasie toe, die tweede operasie, hulle sê hulle mag hom skoon, die wond skoon. Wat hulle gedoen het, maar dit is eintlik 'n roller, want hulle het gesê hulle gaan net die randjie skoon maak en hulle op een van die dag het hulle alles wat binnekant is hulle uitgehaal. Dit is nou nog meer septies, nog meer erger. Het hulle begin weer met my medikasie te verminder. Antibiotika gelos. Tot nou pynmedikasie, geen pynmedikasie, niks nie. En dan die ergste van alles wat nou gebeur het. Maandag kom sien die dokter my. Nee, ek hoor jy soen my. Nou het ek gewonder, wat gaan nou aan? Hoekom sê die dokter vir my ek soen? Nee, ek het toe sê ek van hom dokter, maar die medikasie wat julle my gegee het, die groot probleem hoekom hierdie ding nie gesond word nie, daar is nie medikasie nie. Hulle gee nie vir my medikasie nie. Toe So jy kry geen pynpille of enigszins geen pynpille. Ek het, kyk as jy my voet kan kyk, jy kan sien hoe dik is hy geswel. Ek het al maandag het vir die dokter gevra, sê dokter, hierdie voet van my is seer, ek het geswel. Toe sê hy vir my, nee, okay, hy het niks gesê nie, tot nou toe, vandag het ek hom ook weer gesien, vandag het hy weer die wond opgemaak. Hy sê nie vir my, hoe lyk die wond binnekant, ek kan nog nie, dit is onmoontlik vir my om binnekant te sien, hoe lyk dit hier. Hy sê nie vir my, nee, hy gee nie vir my iets om my te sê, wat gaan aan nie. Hy het gekla, hy sê vir my, eerste keer in my lewe wat ek dit hoor, okay, ek weet rook is 'n probleem, want ek rook as gevolg van stres. Jy weet, ek stres myself dood, ek weet nie wat aangaan nie.
Ons is mos almal menslik, jy weet nie wat gaan aan nie. Jy stres jouself dood. Okay, ek rook my nie dood nie. Ek rook so nou en dan 'n sigaret want die dokter kan nie vir my sê wat hier aangaan met my voet nie. Jy sien, dit is die dinge wat my pla. Toe sê hy vir my nee, as gevolg van rook wat jy nou in jou is nou suikerdiabetes, maar as ek op die files kyk, my suiker het gedrop na 4.2 toe. 4.2 is amper onder normaal. En jy weet dit is onder, is nie hoog. So ek voel dis 'n diskriminasie teen my. Ek voel so want jy weet jy gaan sit buitekant. Wat gaan soek ek buitekant? Buitekant kyk, jy kan self kyk hier so. Dis nie sonlig wat jy inkom nie. Jy het sonlig nodig. Jy het daai vitamiene nodig. Die kamer raas, as ek bedoel met raas, dit stink. Jy kan amper nie asemhaal nie. Die mense piep in die kamers. Hoe is die hygiënies? Ek verstaan wat ek bedoel. Dit is my probleem, jy weet. Dis hoekom ek buitekant gaan sit. Dis vir my meer varser, dis vir my meer skoner buitekant. Ek gaan sit nie die hele dag nie. Ek gaan sit 'n uurtjie of 'n halfuurtjie en kom ek terug. Nee, jy's die hele dag aan die buitekant, jy rook die hele dag. Hy self het my nog nie eendag gesien rook nie. Hy het nog nie eendag na my toe gekom en vir my gesê, Versaggie, jy rook. Hoekom los jy nie die sigarette nie? Dit is maar goede wat my pla en ek stres myself dood. My werksomstandighede. Ek weet nie waar staan ek met my werk nie. Want hulle hou my hier. Hulle wil nie ek moet huis toe gaan nie. Maar ek verstaan, die ding is nie gesond nie. Die wond is nie gesond nie. So dit is maar 'n groot probleem met die plek. Stink, die toilette, die badkamers. Jy kan nie in 'n shower ingaan nie, want as jy in 'n shower ingaan, dan weet jy nie of jy op wat gaan jy alles daar trap nie. Want dit is lelik. Dit is vieslik, dit is vuil. Toilet is 'n seats ek wil nie lelik Afrikaans gebruik nie, maar dit is bevuil die toilet is seats en tot op die grond. Jy weet, dit word nie skoon gemaak nie. Die kos is 'n probleem in die plek. Die kos wat hulle vir jou gee dit is feitlik onmoontlik om in jou liggaam te kry, want die vliee wat daar op kom plak, hulle kan dit nou hier op die tafel sit en dan kom die vliee en dan sit hulle dit op jou kos. Hoe gaan jy dit eet? Jy verstaan wat ek bedoel. Met my ou kan nie so met kos. Hulle sit die kos net sommer, hulle sit die kos neer, hulle sê nie vir jou die kos is hier of hulle bedek dit nie. Praat hulle altyd met jou 'n taal wat jy kan verstaan? Nee, dit is die probleem. As die dokters kom, dan praat hy saam met sy susters. In sy taal? Hy verduidelik nie vir my wat aangaan. Ek sukkel om iets uit te kry. As ek iets nodig het, ek graag weet wat aangaan met my. Kan jy met ander woorde wissel as jy bang om hier te bly? Ja, ek is skrikkerig. Ek weet nie waar ek staan nie. Daar word nie na my vir my gesê hoe is my toestand. Die plek is septies. Dit stink. Die kos, mense kan nie die kos inkry. So wat nou van hierdie wond van my? Wie kan nou vir my sê, ek wil graag 'n dokter moet vir my sê, as hy kan die foto's of wat ook al, as daar foto's is, kan sê, hoe lyk die toilette, vir my kan sê, hierdie plek in die hospitaal is gesonder as buitekant. Ek wil dit graag dat hulle dit met my bespreek daaroor. Wat sou jy graag wil hê wat moet gebeur op die einde? Wat ek graag wil hê is, my voet moet gesond word. Dis die belangrikste ding. Dat daar 'n ondersoek gestel word. Want dis baie mense wat siek is. Baie mense, dit is nie net ek nie, ek vat myself ook as ander mense, ons is almal mense. Met swart kleding, enige kleur, dit maak nie saak nie. Wat ek graag wil hê is, daar moet ondersoek wees. Die higiëne van die plek, die kos van hierdie plek, die dokters. Ek is nie snaaks of lelik nie, maar ek betwyfel of die dokter gekwalifiseer is vir hierdie tipe werk. Voel jy word geviktimiseer
Jy het net ook gesê van die sekerlik. van die koerant, het jy die koerante gekontak en met hulle gepraat? Nee, ek weet glad nie van daarvan nie. Ek weet niks daarvan nie. Hoe kan ek die koerante kontakteer? Jy verstaan wat ek bedoel. Maar ander ding wat nou ook gebeur het, die hospitaal was mos op 'n straik gewees gister. So tussen 2-3 toe kom hulle hier verby en hulle toi. Die woorde wat hulle daar sê, die grootste skok. Ek is Afrikaner, ek verstaan Afrikaanse tale ook. Ja, Opigunwan, as ek dit nou mag sê. In Afrikaans sê hulle, waar is die rot wat hier so slaap? Ja, hoekom sê hulle vir so? Ek kan dit nie verstaan nie. Dit is asof hulle iets teen my. Jy sien, dit is die goede wat my bang maak. Dit maak my bang, dit gee my so baie stres dat ek nie kan. Ek het gisteraand in die ander slaap ek miskien 11 uur, 12 uur. Ek kan nie vroeër in die tyd, as ek sien die sale stil en dan kom kruip ek aan my bed weg. Ek is so tipe mens, ek is bang, ek weet nie wat aangaan nie. Okay. Wieso, jy sal graag wil hê jou been moet gesond word. Ja, dit is jy moet kan uitgaan en kan weer die lewe kan weer teruggaan na my werk toe. Dit is groot dinge wat 'n mens pla. Dit veroorsaak dat 'n mens loop, dit veroorsaak dat 'n mens se bloeddruk jaag op, jy weet jou gesondheid lê daaronder. Want jy wil graag huis toe gaan. Maar hulle hou jou hier en as hulle jou hier hou. Is daar ander pasiënte wat ook so lank hier gehou word? Ja, daar is van hulle. Daar is baie van hulle. Daar's 'n ou man, hulle het hom nou ontslaan. Na 'n jaar en 'n half. Na 'n jaar en 'n half. Sy voet lig ook geamputeer, maar hy het hier 'n jaar en 'n half hier gelê. Ek het vriende ook in Saal 15. Sy naam is Jan. Hy het ook 'n probleem met sy voet. 'n ander dame hierdie kant, ook haar naam is Martha, sy het kangarien op haar voet. Haar hele voet is kangarien. Tot nou toe het hulle, ek is bang vir haar. Want hulle wil haar nie opereer nie, ek weet nie hoekom. Jy verstaan wat ek bedoel, dit is goede wat my bang maak. Want het is nie net ek nie, ek is wit, niet ek nie. Wat van die swart mense en die kleerling mense ook is dieselfde. Hulle word dieselfde behandel. Maar wees, hulle hoop regtig jy gaan oordentlike behandeling verder kry en dat iemand gaan uitkom en jou kan help en jou verduidelik wat aangaan. Ek sal so bly wees as iemand kan, jy weet, iemand wat net kan reguit na my kan sorg. Soos my ma my gesorg het, kan ek sê. En maar jy weet mos 'n ma van sorg jou nog tot jy. Sy sal haar lewe afstaan om jou op jou te sorg. Dit is wat vir ons dokters sê. Ons moet hulle vertrou. Maar as dit so aangaan, wie gaan wie vertrou? Ek verstaan wat ek bedoel.